Hallo en welkom. Jy is ingeskakel op nog 'n episode van Net Gesels waar ek elke week 'n kunstenaar so klein bietjie beter leer ken. Nou, langs my gaan jy 'n baie bekende gesig sien. Hierdie week Net Gesels ek met die baie bekende Tasha. Hallo. Oh, Hoe gaan dit met jou? weet jy, baie goed. Ek kan nie kla nie. Hoe gaan dit met jou? Goed, kyk, ek dink as ek gewoonlik hierdie onderhouding gedoen en hierdie chats doen, dan sê jy weet nooit waar en wanneer jy die kunstenaar gaan kry nie. Jy voel jy leef soort van saam met hulle met die opbou van hierdie onderhoude tot en met jy nou jou gaatjie kry. So, dankie dat jy my nou ingepas het, want jy het net gesels, het ons 'n bietjie besluit, ons gaan die narratief begin verander. Almal ken julle as kunstenaars, almal sien julle op die verhoog, maar ons wil julle as persoon leer ken, agter die mikrofoon. So, Love dit. Tasha, is jy reg om te net gesels met my vandag? Ek is so lus om te gesels. Let's go. Ek is hier vir dit, ek smal daaroor. Okay, so, waar het jou liefde vir musiek begin? Want jy is al van 'n jong ouderdom af eintlik doenig in die musiekbedryf. Ja, so ek het al begin toe ek letterlik, ek kan nie eens onthou nie, ek het my eerste appearance gehad op die verhoog toe ek seker soos 5 of 6 jaar oud was. Yes, want iewers het ek gehoor, jy het so 'n bietjie op 'n verhoog gaan klim en iemand se mic gevat, en toe is dit nou maar so. Ja, waaroor jy dink, weet jy? Nee, ek moes prepare vir alles, Tasha, vandag. Mense gaan my bitterlik snaaks aankyk as ek weet ek het gediep delve in Tasha in, net so klein bietjie. Dis insane. Ek love it. So ja, ek was letterlik, ek dink ek was 3 jaar oud gewees toe dit gebeur het. En ons was by die kerk en daar was so 'n sangfees aan. En ek sê vir my ma, want ek kan nie hierdie onthou nie, so my ma vertel Yes. vir my. So ek sê toe vir my ma, mamma, ek wil gaan sing. En sy sê, my kind, jy kan nie gaan sing nie, sit stil. Sit stil. Net soos ma. Wel, Apparently. ja, nou, en dit lyk so lekker. Hoe dan moet ek hier stil sit, rarig? Exactly, so sy sê, toe sy, volgende ding wat sy weet, stap hierdie klein dogtertjie by die verhoog op. En sy sê, ons haar, toe's ek gaan. Dis my kind. En dan sê dis wat nou? En ek staan op en ek loop langs die oom en ek trek in sy baadjie en ek maak net so. Ek wil nou sing, is nou my beurt. En my ma sê ek sing gibberish. Ek sing letterlik Maar alles maak sin vir jou. Jy perform jou hartjie uit. Niemand kan 'n woord verstaan nie, maar jy verstaan alles wat jy sing. Ja, so dit ek maar net dink die liefde het my gevind. Ek dink nie ek het dit ooit gesoek nie. So dis nog cool. Ek is eintlik mal daaroor. Nou waar het jy vir die eerste keer gegaan en gedink, weet jy wat? Hier kan ek actually 'n loopbaan maak, want obviously om 'n musiekloopbaan te kies as 'n loopbaan dis nie die maklikste nie. Dis anders as jou 9 to 5. So waar het jy vir die eerste keer gegaan? Nee, wat, as ek regtig hard werk, I can do this. Ek dink net ek het baie kompetisies gedoen toe ek klein was. Okay. Enige kompetisie wat daar was, enige sangkompetisie. En toe ek het nie eers geweet, ek dink nie ek het verstaan wat dit was om 'n loopbaan te hê en dit nie. Okay. Die industrie of niks verstaan nie. Ek het net geweet mense sing. En ek dink daar was 'n dag gewees, ek het 'n kompetisie gedoen en toe kom daar 'n oom na my ma toe en sê vir haar, asseblief moet nooit laat sy ophou nie. Sy gaan dit nog dag so ver maak. En toe ek dit hoor, toe sê ek soos, wat beteken dit nou? En toe ek soos, okay, cool, ek gaan net nie ophou nie. En dis nou maar, ek het maar net aangegaan en my ding gedoen en ek het maar net altyd, hoe kan ek sê, die musiek gevolg as nou. Yes. Ek het altyd nogal hierdie ding, as ek met kunstenaars praat en meeste van hulle vertel hoe hulle nou dit begin het vir hulle, of waar hulle belangstelling gekom het of hulle liefde, dan is dit nogal altyd hierdie ding van, as jy bedoel is om musiek te doen, dan is dit wat jy gaan doen, en dit klink very much of dit ook jou storie is, waaroor ek eintlik mal is, want partykeer praat jy met kunstenaars en dink van, het of uit die bloute uit net eendag gebeur en it happened for them, of was 'n ding van, dit was nog altyd daar, en somehow het musiek my altyd gevind. Ja, dit is 100%. En ons het in 'n huis groot geword waar musiek 'n baie groot ding was. My pa is ongelooflik lief vir musiek en hy het dromme gespeel op skool. So ek dink musiek is net in ons bloed, jy weet, dis net iets waarmee gebore is. Ek is mal daaroor. Nou, jy het eintlik vir 'n bietjie van 'n leeway gegee in my volgende vraag en met dat jy nou sê, jy weet, musiek was nog altyd deel van jou, musiek was nog altyd daar, het nog altyd 'n liefde gehad. Want soos jy nou gehoor het, ek jy so klein bietjie gaan stalk, net so bietjie, en jy het 'n onderhoud, so 'n paar weke terug, herken jy's glad nie 'n groot fan van sosiale media nie. Oh, Nee, en toe sê ek nou soos,
hierdie is nou vreeslik interessant toe ek nou hierso sit en hierdie op hierdie stukkie navorsing afkom, dis ek sê, maar obviously jy's 'n kunstenaar, dit speel so 'n groot rol in jou loopbaan, raak dit dan nou challenging om daai twee te navigate? O, 100%. So ek's glad nie admin, kan nie admin doen. Ek het letterlik my manager, wat ook my beste vriend is, hy letterlik stuur vir my lysies, dan sê hy vir my, Tasha, vandag, hierdie is jou to-do. Jy moet hierdie doen, post hierdie, doen dit, doen dat. En dan, jy weet, meeste van die tyd kom ek nie eens by alles uit en dan sê ek vir hom, Hannes, help my. So jammer, ek kon net nie, ek het probeer. En dan, okay, dan doen hy dit vir my. So, my brein funksioneer glad nie, ek weet nie hoe om dit te sê nie. Ek hou nie van goedjies, moenie vir my sê, jy moet hierdie doen nie, want dan gaan ek dit, ek gaan dit letterlik... Ja, maar nou is ek nie eintlik lus om dit te doen nie, jy het vir my gesê, ek moet dit doen, ek wil dit doen nie, ek moet dit doen nie. Exactly, so as jy niks vir my sê nie, is ek fine, dan sal ek dit doen, maar as jy vir my sê, jy moet nou hierdie doen, dan gaan ek sê, maar ek wil nie regtig dit ek weet nie, ek voel nie dis vir my nie. Exactly, so ek het regtig baie werk om te doen, in terme van my dissipline, maar jy weet, niemand is perfek nie, so ek werk hard. Ja, en dis moeilik, want sosiale media kan so groot rol speel vir julle kunstenaars in terme van bemarking, bewusmaking en mense obviously wat wil weet wie julle is en al daai tipe van dinge. Raak dit dan nou soms bietjie vir jou van 'n uitdaging om te weet, okay, ek wil hierdie deel van my lewe, maar hierdie van my lewe is nie regtig iets wat ek net wil deel met almal en almal moet bewus wees van nie. Ja, 100%. So ek dink dit is belangrik dat mense my ken vir wie ek is, want Okay. Ek is baie, wat jy sien is wat jy kry. Yes. Ek wil hê mense moet my ken, maar daar sekere aspekte in my lewe, soos as ek 'n voorbeeld kan gebruik, soos my verhouding, wat ek heel apart hou, dit is nie my werk nie, verstaan jy? Ja. So daar sekere goed wat ek apart hou en ek is baie gelukkig, my kerel verkies dit ook so. Ja, en ek dink ons leef in so sosiale media era, as mense een ding sien of iets van iemand weet, they jump on it, en dan wil hulle alles van hierdie persoon weet, en kyk, ek dink ek is goed om julle kunstenaars te stalk en bietjie van julle uit te vind, obviously is my werk so ek moet, maar daar's mense wat, they will put me to shame, met hoe hulle kan deep delve in mense se lewens in op sosiale media. Ja. En soos, dit is nogal, ek was een keer op 'n interview, ek kan nie onthou waar dit was nie, maar hulle het so baie navorsing gedoen en hy praat oor, ek sien jy het CrossFit hierso gedoen en jy het hierso die Open gedoen, jy het dit gedoen en ek sien jy het hierdie gedoen toe jy klein was en ek's net soos, waar kry jy? Ja. Nooit daaroor gepraat nie. Yes. So dis hoekom ek praat nooit daaroor nie. Ek sal hom mention, so nou en dan sal ek sê, okay, ja, nee, wat, maar andersins, my private lewe is baie privaat en ek verkies dit so, want dit is waar ek heen gaan om te, Yes, ja. Ek's eintlik mal daaroor, en jy het nou vir my iets baie spesifiek aangeraak toe jy sê, jy weet, ek is wie ek is, en egtheid is vir jou belangrik, so is dit belangrik om 100% authentic te wees, met wie jy is as persoon, maar ook met jou musiek? 100%, want die ding is, ek's baie sterk in wat ek glo. Okay. So, en of dit nou, maak nie saak wat dit aanraak nie, maar ek's baie sterk in wat ek glo, en ek voel net dat die wêreld van vandag is al klaar vol soveel onegte dinge, as dit ewen 'n woord is. Yes. Fake, ek gaan net sê fake, want dit is nou maar wat ons woord ken, fake. Alles is fake, en ek meen, jy sien hierdie mense, hulle gaan op hierdie amazing vakansies, maar dan doen hulle nie veel nie, hulle is heeltyd op hulle fone. Ek het letterlik een keer, toe gaan ek uit saam vriende, en daar was hierdie meisie wat ek nie regtig geken het nie, en sy was nou by, en sy neem stories en als, en sy post, we're having such a good time, en hierdie is amazing, maar sy het met niemand gepraat die hele aand nie. En dit was vir my, ek het so half gevoel, nee, maar ek is 'n ongelooflike lewe in die oomblik mens. Ja. So ek vergeet om content te neem, ek vergeet om video's te neem, nie in my nie. Maar ek dink dit is belangrik om wie jy is, moet weerspieël in jou musiek. Ja. Want jy ook meer trots op dit, en jy voel dit maak jou vol van binne af, jy weet, want ek dink iets, as jy in 'n plek is en jy doen iets wat jy nie regtig wil doen nie, en jy is nie regtig gelukkig met waar jy is nie, dan gaan jy nooit voel jy is waar jy wil wees, of jy doen die regte ding, en ek voel, ek is presies op hierdie oomblik waar ek moet wees. Yes. En Ek's as mal daaroor.
Ek is so jammer, ek het 'n verskriklike severe ADHD brein. So jy net verskoon, ek jump vinnig. Dis So okay. Dis alright. Ek's mal oor want nou kry mense regtig bietjie 'n glimpse op jou as persoon en dis wat ons hier op Net Gesels wil doen, maar ons wil dit op 'n lekker fun chat manier doen en ek's mal daaroor dat jy so deelneem en ook so oop is daaroor, maar ook so sterk opinie het op hierdie hele konsep van sosiale media want ons leef in 'n sosiale media era en ek dink jy wat nou hierdie hele konsep van fake aangerok het, is vir my so great want dit is regtig wat gebeur vandag en ek dink dan val baie van die jong mense van vandag en 'n slag gehad van nou sien hulle al hierdie dinge op sosiale media en dan voor hulle kan keer vergelyk hulle. Dink jy dis iets wat gebeur vandag, dan sien jy al hierdie dinge en dan probeer jy iets of iemand wees wat jy nie is nie, maar almal doen dit op sosiale media, dit werk vir hulle so I might as well. dit is vir my, ek het al in so 'n gat geval met die vergelyk ding en ek het net besef dat, weet jy, ons almal is gemaak presies soos wat ons moet wees en ek het letterlik nou voordat ons begin praat het ek 'n video gesien van Australië wat 'n ouderdomsban opsit. So onder 16 jaar oud het nie sosiale media. Dis die beste ding wat jy kan doen. Want kinders van hulle sien byvoorbeeld hierdie en hulle dink, ag maar ek wil ook dit doen en ek wil ook so lyk en dit is nie realiteit nie. Ongelukkig is dit nie die realiteit nie en ek dink die standaard wat gestel word, nie net vir vrouens nie, maar vir mense oor die algemeen, is realisties en ek dink baie mense voel moedeloos omdat hulle nie so kan wees nie, maar ek dink mense besef dat dit is nie realiteit nie. Dit is nie dis nie wat jy sien, wat jy sien is nie hoe dit is nie. So vir my is dit net belangrik om altyd mindful te bly in die feit dat ek is gelukkig met myself. Yes. Ek wil ander mense moet gelukkig wees met hulle self en ek is, verstaan, jy kan my enigiets vra oor enigiets en ek sal vir jou eerlike antwoord gee want ek voel net ons is almal mense, ons is almal op hierdie aarde, ons almal sukkel met iets. Ons almal loop 'n pad en ons almal het struikelblokke en dit is glad nie 'n geheim nie. Ons almal praat met Ja. En ek dink dit is belangrik, want weet jy, die ding is, die ergste ding om te voel is eensaamheid. Ek dink om te voel eenheid. En vir my is 'n ding van, is glad nie alleen nie, ek het al met soveel mense gepraat, en ek het deur die exact same thing gegaan. Maar ek dink jy moet glad nie kyk na wat op sosiale media aangaan en moet vergelyk met jou lewe nie. Want dis nie reël nie. Ja, en die ding is ook, jy sien so bietjie van so baie van iemand se lewe, maar bystaan daai klein bietjie, gaan jy en jy sê, wel, nou val ek te kort, of ek lyk nie so nie, ek het nie dit nie, so duidelik is ek agter in die lewe, of duidelik is ek goed genoeg nie, en dan val jy in die hele gat van negativiteit in, en dan maak dit eintlik erger. Meanwhile, post daai persoon so bietjie, en soos jy gesê het, hulle gaan eintlik deur iets baie groot in 'n lewe, daar word net daaroor gepraat nie, daar word net nie daaroor gepost nie. 100%. En dit is vir my, dit is die ding, soos ek dink is belangrik om te praat oor dinge. Ek het nou die dag, toe praat ek met iemand en ek sê, nee, jy weet, angs is nogal 'n groot ding. En sy sê toe, ja, maar wie van vandag het nie angs nie? Wie in ons lewe vandag sukkel nie met angstigheid of stres of so? Toe sê ek vir, dis 100% waar en dis belangrik om te praat daaroor en dis belangrik om te sê, weet jy wat, dis okay om so te voel. En is belangrik om te deel, jy weet, om soos ek gesê het, om te voel dat jy is nie alleen in dit nie, en ek voel ook so, en so dis hoekom ek altyd, as ek met mense begin praat, ek like het om sommer dadelik diep te gaan, jy weet, want dan voel ek net, ja, en die ding is ook, baie keer, dan sit of mense kyk so 'n bietjie weg daarvan, dit is te ernstig van 'n onderwerp, hoe durf ons nou daaroor praat, dalk is dit juist hoekom ons daaroor moet praat. Moet ons daaroor praat? Who knows? Nou, moet ek vir jou vra, want terug by die musiek, jy is deel van Blackbird, en kyk, jy het soos 'n mega opspraak gemaak, toe jy nou weer die musiekmark getref het. Het jy gedink dit gaan so huge wees en mense gaan, yes, Blackbird is terug? Ek was 'n baie groot fan van Blackbird gewees voor ek en Tasha, maar ek het nou die dag ook met haar en daar gepraat, dus ek vir en sy kan ook nie glo, dit het so vinnig afgeskop nie, want ons het geen verwagting gehad nie, as ek so kan sê, ons het regtig nie gedink dat, okay, cool, ons gaan 'n liedjie uitbring en alles gaan great wees nie, maar ons wou dit net doen, want ons al drie is so lief vir musiek,
Yes. En ons ondersteun mekaar want ons voel, ek wil nou vir ons praat. Ons voel dat in hierdie bedryf is dit 'n ding wat ons meer nodig het, is vrouens wat mekaar ondersteun en vrouens wat 100%. 100% en ek dink jy raak nou iets so spesifiek vir my aan, omdat as jy kyk na die ratio van manlike kunstenaars tot vroulike kunstenaars veral in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. Ja. Daai nommer sal baie mense skok. Want is in die minderheid. Baie verskriklik minderheid en dit is moeiliker vir vrouens om dit te maak in die industrie want dit is baie moeilik om jouself te establish. Yes. Sonder om hoe kan ek dit nou sê, muntklere aan te hê. ek wil maar hoorie, ek laat hierdie reguit antwoorde want baie mense sal nou gaan, okay, hoe gaan ek hierdie nou meer eufemisties laat klink? Hoe gaan ek hom nou bietjie beter? Jy sê nee. Ek gaan dit sê want dit bestaan, want die persoon wat op sy bank by die huis sit, sê daai woord nog voor jy dit gesê het. Exactly, en ek voel net meer mense moet, en ek verstaan, ek is nie om vir enigiemand te sê wat hulle moet doen nie, dis net hoe ek voel, maar ek dink net jy moet doen wat jou gelukkig maak. Ek moet nie doen wat vir jou, van jou verwag word nie. En ek dink ons as vrouens verstaan, ek is so 'n girl's girl, as ek dit kan sê. Yes. Vir 'n girl's girl en ek is altyd daar vir 'n vrou as sy ongemaklik. Ek check sommer as iemand ongemaklik voel, dan kom ek sommer daar aan en dan sê ek net soos girl, kom saam met my, jy weet. Kom. Ek is 100% vir vrouens, maar ek dink regtig vrouens moet meer gentle wees met mekaar, want ons het al so 'n harde tyd in ons samelewing. So ja, maar vir een of ander rede het ons hierdie manier as ons iemand anders sien wat 'n vrou is, onmiddellik kompetisie, dis nie 'n ding van ek wil jou ondersteun, ek wil jou vorentoe vat, ek wil daar wees vir jou, ek wil 'n girls, dis net nou doen sy beter as ek. Net nou is sy beter as ek. Ja, en dit is vir my so verkeerd want ek net sê my tannie het eendag vir my gesê, nee man, moenie dit doen nie, want ek het eendag toe sien ek 'n vrou, maar sy was sy's mooi. En ek sê vir my tannie, ek gaan nou volgens sê sy's mooi. Nie dit doen nie. Natuurlijk moet jy dit doen. Soos, hallo? Ja, en ek vat nou maar die risiko want ek het al gesien party vrouens het al gedink dis weird. Maar party vrouens nou weer jy het my dag gemaak. Ja, want hulle kry nooit daai kompliment nie. En dalk is dit die dag wat hulle so graag net smag na 'n kompliment en vir iemand om vir hulle te sê, daai rokkie lyk oulik, hoor die hare lyk mooi vandag. 100%. En ons moet dit doen, ons moet mekaar opbou, want wie anders gaan dit doen? Ek love dit. Nou gepraat van opbou en Blackbird is so 'n empowering girl group. Toe besluit jy, okay, it's time. Ek gaan my solo loopbaan weer op die been kry. Wat het dit geprompt? Hoekom het jy nou gegaan? Want Blackbird doen goed, Tasha. Blackbird doen baie goed. So hoekom nou gaan van my eie liedjie uit sê it's time. So ek het so voor Blackbird het ek mos 'n paar songs uitgebring, maar ek teken en toe gaan ek nou independent. So, yes. En ons gaan nou by die splinter nuwe een uitkom, so as mense moet ingeskakel bly. En ek het maar net besluit, weet jy, dis tyd om weer my eie storie te begin vertel. Okay. En dis tyd om wat te doen. Maar ek verstaan, love Blackbird, ons skryf al ons goed self en ons skryf en ons werk so. Maar ek dink daar's 'n gevoel van ek wil my eie stempel ook neersit. Ek wil my ding doen. En ek dink net ek het nog altyd so sterk gevoel oor wat ek moet doen. En dis asof ek kan nie eers vir jou sê nie, dis so 'n moeilike ding om te beskryf, maar dis asof daar 'n stemmetjie in my kop is wat net vir my sê, okay, go. Okay. Want ek het 3 jaar afgevat. Ek het 3 jaar niks gedoen nie, maar ek het gedeel met mental health. Ek het gedeel met myself. Ek moes myself vind. Was nie in 'n goeie plek nie. Ek moes myself bietjie ground, jy weet. Yes. En ek het net gebid. Ek het gevra vir die Here. Ek het gesê vir die Here eintlik. Sê ek vir hom, ek gaan nou chill. Ek gaan aan myself werk en u gaan dit saam met my doen. We're going to do this thing together. En wanneer die tyd reg is, dan moet jy my sê, die tyd is reg. Like, you need to tell me when it is the right time. En ek het letterlik by die huis gesit, letterlik, ek dink dit was soos 'n maand voor die mense op die bus uitgekom het, die cover wat ek gedoen het, en dit was letterlik soos, dit was so onlangs.
wat ek op die bank gesit het en ek weet nie ek het net hierdie ding gehoor in my kop wat gesê het, okay, dis tyd. Okay. En toe weet jy, it's time. Ek het op my stoep gestaan en ek het letterlik hierdie woorde gehoor. Wat die ding waarvoor ek jou geroep het om te doen, die werk waarvoor ek jou geroep het om te doen, begin nou. Dis so cool. Dis so cool. Hoendervleis. En toe begin ek huil, want obviously ek het nou net hierdie ding gehoor, werk wat ek jou geroep het om te doen, het begin nou. En toe was ek soos, okay, say no more. Okay, it's time. Let's go. Op die foon, let's. Ek's mal oor. Nou gaan ek vir die mense sê, hulle moet ingeskakel bly, want nou moet ons by jou nuwe een uitkom, so net hierna praat ons alles, hou my aan 'n lyntjie. Great. Ja, is nog steeds ingeskakel op Net Gesels en hierdie week leer ek vir Tasha se klein bietjie beter ken. Ons het na 'n musiekbedryf gevra. Girls wat girls meer moet ondersteun. Oukies, dis belangrik. Dis baie belangrik. En dan, nou, wil ek uitkom by jou nuutste een, Tasha. Hoorie, kan ek dit vir jou sê voor ek nou al sê, hierdie is my favourite liedjie. Hierdie is soos my favourite. Ek love hierdie liedjie. Soos toe hierdie liedjie uitgekom want toe ek het baie keer doen is, soos ek nou weet ek het 'n interview opkom en luister ek die musiek in die kar, want jy luister bietjie anders as jy ras wat jy net sit en luister na 'n liedjie. En toe ek hierdie liedjie hoor, ek moes immediately rewind en weer speel. Baie keer blaar my vensters bietjie te hard met hierdie angste liedjie. So jy het pas hou my aan 'n lyntjie voorgestel, 'n liedjie wat tegnies eintlik al bestaan het. Eintlik, want jy het gesê jy het hom iewers te gesing en toe het jy nou so 'n bietjie hershape en move en alles. So waar het die hele storie vir hou my aan 'n lyntjie begin? Kom ek vertel jou die proses. So ek gaan studio toe en ek het vir Ali, dis die producer, ek het vir hom gesê ek wil 'n liedjie uitbring, maar ek het nog nie, ek het klomp goed geskryf, maar ek was net soos, maar ek wil nie dit gebruik nie. Kom ons begin nuut. Ons nuwe song. En hy sê, okay, cool, wat het jy in gedagte? En ek sê vir my, dude, ek weet nie. Kom ons speel maar net rond met die, kom ons speel met die production, ons kyk van, ek weet wat se klanke ek van hou, ek weet wat se instrumente ek van hou, en wat se, gevoel. So toe het ons nou maar besluit, okay, cool, ons gaan nou maar hierdie en wat, ons werk toe aan die produksie. En hy sê vir my, okay, dit klink lekker, maar ons kort 'n melodie, jy weet? Nee, jy weet. Ek sê vir my, ja, okay. So ek gaan toe in die studio in, en hy sê, okay, hy gaan die ding loop, so hy gaan hom heeltyd aan en aan en aan. Ek moet net, wat ook al na my toe kom, moet ek net sing. Ek soos, okay. So dis toe nou, hy begin, en ek begin en ek doen ek het letterlik net ek het letterlik dit gedoen. Toe was Tasha toevallig by my, en ek's net soos, okay, hoorie, ek skryf nou gou hierdie song, en so sy het net by my gesit terwyl ek nou maar die song geskryf het, en toe doen ons dit nou maar saam gehou. En toe, boom shakalaka, skryf ons die liedjie, Kopje Ankel, daar's hy. Ek's mal daaroor. Nou moet ek vir jou vra, voel jy hierdie liedjie reflekteer so bietjie die seisoen waarin jy is nou in jou lewe? O, 100%. Jy kon dit nie beter gesê het nie. Okay. Ek het net, hierdie hele liedjie het so, ek weet nie, hy het homself geskryf eintlik, want as jy nou oppervlakkig na dit gaan kyk, dan is dit nou, okay, jy was aan 'n lyntjie gehou deur iemand wat nou gebreek het, of nie eens regtig nie, want jy was so kind of in 'n in-between stage, maar dit gaan ook net vir my soos oor hoe ek voel die lewe my so 'n bietjie aan die lyntjie gehou het vir 'n hele ruk, jy weet. Yes. Waar ons ook nou vroeër gepraat het, want ek meen jy was 'n bietjie in 'n wagseisoen en 'n werk aan myself seisoen, en toe iewes skielik toe dit soos, it's your time, dis nou of nooit. Exactly, so ek het net gevoel, ek het regtig gevoel dat ek was aan 'n lyntjie gehou vir regtig lank, en ek het gevoel dat ek was net op sekere tye goed genoeg gewees vir sekere goed. En ek het net gevoel dat dis nie vir my lekker nie, ek hou nie daarvan nie, ek is 'n mens, en ek wil my eie lewe en ek wil my eie pad vorentoe by. So. En ek het net gevoel ook, maar as ek so voel, dan moet so baie mense ook so voel. Ja. En ek daar's so 'n stuk wat ek in die liedjie geskryf het, wat sê, die maan praat al jare oor duisende myle. Yes. En wat ek eintlik bedoel daarby is, ek weet al eintlik vir so lank wat om te doen.
Want mense kyk op na die maan wanneer hulle antwoorde wil hê. Ja, veral as jy daai punt van moedeloosheid bereik en jy fisies weet nie meer nie. En jy weet nie meer nie en jy kyk op en jy is net soos help my want ek weet nie meer wat om te doen nie en ek dink soos ek weet nog altyd wat om te doen. Ja. En dis wat met die maan praat al vir jare oor 1000 myle. Hy praat al so lank met my. Ek weet al eintlik vir so lank wat om te doen deur my hele reis, my hele journey. En dis nou die 1000 myle, soos alles wat ek al deur was, weet ek presies eintlik wat om te doen. En vir my, ek sit in elke interview, want dit is so belangrik vir my om dit net te sê dat weet jy wat, as jy ooit voel dat jy in 'n lyntjie gehou word, dit is 100% okay om daai lyntjie te knip en te sê dis Okay. Yes, maar nou wil ek jou gevra, jy mense gaan nou dink ek jou geprep. Ek het jou voor die tyd hierdie vraag gegee. Ek het nie mense, ek beloof. Sy's net so great. Maar weet jy vra, voel jy hierdie is iets waarmee mense kan vereenseldig, iets wat hulle al self ervaar het in hulle lewe. En dit is hoekom hierdie liedjie vir hulle so baie beteken. 100%. Ek meen ek kan nie aan enigiemand dink wat ek al nie gehoor het. Almal het al vir my gesê wat ek ken. Nee, ek was geghost deur hierdie persoon of ek was op hierdie werk het vir my gesê ek gaan 'n promotion kry en toe gebeur dit nie of allerlei dinge dan dink ek net maar dit is mos nou nie reg nie. Hulle kan jou nie so hanteer nie en ek hou nie daarvan. Ek hou nie van onregverdigheid nie. Yes. Staan nie daarvoor nie. So dan as ek net soos nee maar, sê hulle, soos dit werk nie so nie. Werk nie so nie. So dit is vir my baie belangrik, like, as jy vat daai power terug. Ja. Want kan jy net so hanteer wanneer jy hulle laat voel hulle kan jou so hanteer. So as jy nee. Sorry. Werk nie so nie. Dan gaan hulle soos, okay, laat ek dit ek is net vat jou power terug want jy as mens het die reg om jou eie besluite te neem, om jou eie dinge te doen. Niemand is jou eintlike baas in die lewe nie. Ja. Verstaan? So dit is vir my baie belangrik om net te onthou, jy is jou mens, jy is joune. Jy is niemand anders en wat vir jou beste is, net jy weet dit. En dit is wanneer jy self moet terugvat wanneer jy voel iemand anders trek die toutjies. Yes, en ek's eintlik mal daaroor want kyk ek dink dit veral as dit by liefdesverhoudings nou spesifiek kom, ek dink jy bevind jouself baie keer in 'n plek so vinnig sonder dat jy besef en dan word jy aan 'n lyntjie gehou, maar jy weet nie hoe jy regtig daar gekom het nie, want jy's verlief, jy's verlore en hulle soos hulle sê die liefde is blind. So baie keer is dit regtig die liefde is blind en dan kom jy op hierdie plek van jy weet nie en dit klink net asof jy half met hierdie liedjie of mense sê, weet jy wat, wees bewus, jy word aan 'n lyntjie gehou en sê ook ek hoef nie aan 'n lyntjie gehou te word nie. Dis okay. Ek kan vir myself genoeg sien, genoeg liefde hê om te gaan. Ek verdien meer. Dis nie veronderstel om so te wees nie. En ek dink daar is nie regtig baie sulke liedjies in ons Afrikaanse mark tans wat so iets sê en so iets kragtig aanraak nie. Kyk, daar's baie liefdesliedjies, maar hulle sing ietsie anders. Ja, 100%. En ek dink in die brug van die liedjie Ek was so 'n bietjie sarkasties toe ek dit geskryf het. Want ek het net gesê, dit is, ek verstaan my skat, so slaap maar saggies, dis nou hoe ek verstaan, maar so slaap maar saggies en weet, alles vir jou maklik gemaak, met ander woorde, ek het die besluit geneem vir jou. Ek het alles vir jou maklik gemaak, ek het klaar gespeel, dit is so traag, by shame, en jy kan my nou maar net in jou drome verwag, met ander woorde, ek's nou verby, dit is nou klaar, jy gaan my nie wees nie. Nou kan jy maar net... Nou, dink jy dit is 'n ding wat jong mense vandag half bietjie ervaar, hulle is so verlief en verlore, en dan verloor hulle self bietjie in 'n verhouding, en dan is dit nou maar eintlik is hy lief vir my, of eintlik is sy lief vir my, so dalk moet ek maar net so klein bietjie meer aanhou. Ja, natuurlik, en ek dink dit is moeilik, want as 'n vrou, hou net gevas. Thank you so much. Sorry, dis net ons lunch. Dis okay. Ek dink as 'n wat nou moet ek net gehou. Sorry, sien jy my brein het nou geklips. Sien, hierdie interview is so real life vandag as mense net weet. Ek en jy is soos ons probeer so professioneel wees vandag, maar vir een of ander rede it's just not happening. Maar vandag is too much. Maar wat ek wou sê, okay, so jong meisies, ek kan nou nie praat vir seentjies nie, want ek is nie 'n seentjie nie. Yes. So as iemand dalk luister en hulle vergelyk en hulle is 'n ouetjie, moenie worry nie ouetjie, sy praat met jou ook.
Maar ek praat nou van my ervaring, hierdie meisietjie wat soos 'n verskriklike loser was toe sy klein was, hierdie ervaring van ek kan nie vir jou sê hoe ek dit geoordink nie. Ek was al obviously verlief in my lewe en ek was al regtig aan 'n lyntjie gehou, soos baie erg en ek was net so, dis okay want jy weet ek like jou en moenie worry nie, hoe langer ek bly, eventually gaan hy my ook like. Ja, Ek was en hy sal verander. Ek gaan hom kan verander, want dis wat ons as girls doen. Ek kan hom verander. Ek weet ek kan. Ek is die een wat hom verander. Verander, moenie worry nie. My liefde gaan genoeg wees. Dit is nie die geval nie, meisies, kom uit. Kom uit. Soos kort kragtig, ek sê dit vandag vir julle. Just cut the ties. Ja. Nee, dit is belangrik. Jy moet begin jou waarde. Ek dink dit is wanneer jy begin besef. En dit is wanneer ek al in die verlede kwaad geraak het vir 'n situasie self. Want dit is wanneer jy vergeet wat jou waarde is en jy bring jou waarde af om hulle standaarde te. Yes. En dis nie reg nie, jy moet jou waarde ken, jy moet weet wat jy werd is. En as iemand jou nie waardeer nie en as iemand jou nie behandel wat jy weet jy werd is nie, sorry, daar's die deur. Nee. Ek's mal daaroor. Nou met hierdie liedjie, want dit is regtig bietjie anders as van die ander musiek wat jy al vir my uitgesit het. Hierdie is regtig 'n uitskieter liedjie. Hy sê anders, hy klink anders. Dink jy jou musiek is nou besig om saam met jou te groei? Na jy deur jou eie seisoen van groei is, dink jy jou musiek is nou besig om saam met jou te groei? 100%. Ek dink met Hou My aan 'n lyntjie was dit vir my baie eksperimenteel geweest, want dit was my eerste liedjie ek self gewerk het. Dit was nie iemand wat alles vir my gedoen het en die production gedoen het en ek was net soos okay great en ek sing op dit nie. Ek was in die studio vir dae aan een en ek het self saam met Ali aan die production gewerk en ek het gesê dit is hoe dit moet klink, ons moet dit so doen. Ek het die besluit geneem en dit was my so lekker, dis waar ek so gelukkig voel wanneer ek in die studio is. En my volgende liedjie wat nou gaan uitkom, dis nou weer anders, maar ek voel dit is in jou lewe. Verstaan, daar's verskillende seisoene, daar's verskillende stories wat jy as mens kan vertel. En ek het so baie stories, ek het so baie ervarings, ek het so baie emosies. Verstaan, jy voel nie net altyd een ding nie. Partykeer voel jy kwaad, partykeer voel jy frustreerd, partykeer is jy regtig hartseer. Ja. So ek wil hê dat wat ook al liedjie ek uitbring, dat dit eg is aan wat ek gevoel het toe ek die gevoel wat jy het terwyl jy iets skryf. So die volgende liedjie wat uitkom is nou weer heeltemal in 'n ander styl of as ek nou so kan sê, maar dit is hoe ek gevoel het in daai oomblik toe ek dit geskryf het. So dit is eg aan die gevoel. Yes. En ek dink ek het te lank in my lewe ge-worry wat ek dink ander mense van my wil hê. Ja. En nou is ek net soos ek gee nie om wat ander mense wil hê nie. Ek gaan net doen wat ek wil doen. Ja. Jy weet. En dit is baie keer moeilik en dis baie keer taunting veral in ons Afrikaanse bedryf want jy weet mense kan baie opinies hê en ek is reg daarvoor. Ek meen ek het nou die dag 'n baie lelike komment gekry op een van my video's, maar ek kon nie help maar lag nie want dit is net dis was okay, dankie, ek het die boodskap weet. Yes. Maar dis fine. Ek is regtig fine daarmee. Mense gaan altyd iets sê. Daar gaan altyd iets wees en jy gaan nie altyd almal se cup of tea wees nie. So ek's regtig okay met wat ook al gebeur. Ek wil net doen wat ek wil doen. Ek het te lank in my lewe gesit en wag en gewonder wat moet ek nou doen? Wat wil mense hê? En nou net soos ek gaan nie dink aan wat mense wil hê nie. Ek gaan dink aan wat Tasha wil hê. Yes. Ek's mal daaroor. Dit klink of dit is so 'n sterk opinie, so kragtige opinie, maar jy sê I believe in what I'm saying en dit is hoe dit nou is en dis so raar dat jy baie keer met 'n kunstenaar praat en hulle is so sterk in die opinie of die siening wat hulle nou het, want life happens en dit klink of jy regtig net standvastig is op hierdie uitkyk en jy sê this is it now en dit is hoe dit gaan lyk vorentoe en ek's eintlik mal daaroor. Jy's so sweet, maar weet jy dit is trial and error, dit het my baie lank gevat. Yes. Dit het my baie is 'n people pleasing gevat om te besluit, weet jy wat dit maak my moeg. Ek is mal daaroor. Nou ons gaan amper vir mense Hou My aan 'n lyntjie speel want ek persoonlik soos gesê het is mal oor hierdie liedjie. Ek love hierdie liedjie. Maar Tasha, jy het net gesels het ons 'n bietjie van 'n tradisie. Ek het so 'n bietjie van 'n tradisie en jy word nou vandag deel van daai tradisie wat ek dink mega cool is. So ek het
een laaste vraag wat ek vir die persoon vra wil los. So Tasha, wat is een stukkie advies wat jy graag die wêreld mee sal wil los vandag? Okay. My advies vir die wêreld, vir elke liewe persoon is, moenie te hard wees op jouself nie, dis okay. Lewe is 'n wonderlike journey. En tot, ek het nou die dag hierdie vir my kerel sê, alles is mooi. Alles is mooi. Tot in die pyn vind jy die mooiste dingetjies, jy weet. So ek sê net, moenie te hard wees op jouself nie, geniet die lewe in die oomblik, jy het net nou. Fantasties. Ek is so mal oor. Ek sê vir jou 1000 dankie. Dit was heerlik om jou beter te leer ken. Nou kan ek uiteindelik vir die mense sê, hier is Tasha met Hou my aan 'n lyntjie.